Amen. Amen. Liewe toehoorder, ons gaan weer 'n bietjie in op die evangelie, die groot besoek, die eerste besoek van Christus aan die aarde, toe hy gekom het om vir ons 'n nuwe realiteit voor te bring, 'n absolute vryspraak, verlossing van sonde, 'n absolute verheerliking in die liggaam van Christus. Hy die hoof, ons lede van dieselfde liggaam, in dieselfde heerlikheid, in die volheid van God, het hy ons kom inlei. Luister net hoe beskryf hy dit in Romeine 9 vers 28. Hy sê, want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is, op die aarde sal doen. Dit wat die mens vir duisende jare probeer het, om by 'n heiligheid uit te kom, by 'n geregtigheid uit te kom, om God te probeer behaag, het hulle nooit verkry nie. Hulle kon nie daardie realiteit uitleef nie. Hulle het gefaal, een na die ander, van die grootste tot die kleinste, almal gefaal, en gesien dat daar geen moontlikheid is, dat jy in die natuurlike die Here kan dien nie. En hy kom bewerk 'n geestelike riem, 'n kort werk tot geregtigheid. Hy beskryf dit in die skrifte, en jy alleen deur daarna te luister, vernuwe hy jou verstand. Jy het geen bydra nie. Jy kan nie eers jou verstand vernuwe. Jy kan nie eers die nuwe realiteite aanvaar nie. Dis te groot in die natuurlike riem om dit te aanvaar. Maar hy kom doen 'n werk en vernuwe jou verstand as jy bereid is om na die blye boodskap te luister. Kom vernuwe hy jou verstand en hy maak 'n kort werk in geregtigheid, iets waartoe jy geen bydra het nie, 'n verheerliking van die mens deur sy toedoen en deur sy laat, deur sy verdienste. Dit wat hy deur smart en ellende moes verdien het aan die kruis van Golgotha. Dit is so belangrik dat ons nou in daardie realiteit staan. Nou sien ons selfs sy eie mense, die Jode, sukkel tot vandag toe om in daardie heerlikheid in te kom. En nou skryf Paulus van daardie realiteit in Romeine 10. Hy skryf, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Dit wat die probleem van die kerk was van die begin af. Ek dink ek wil net vir ons dit 'n bietjie in die skrifte lees, dat ons net kan sien hoe reëel dit is. Hy sê Romeine 2 vers 14, want wanneer die heidene wat geen wet het, die heidene het nooit 'n wet gehad nie. Die wet het vir Israel, vir die Jode gekom. Israel het die wet gekry van God. Die heidene was uitgesluit, het nooit 'n wet van God gekry nie. Luister weer, dis Romeine 2 vers 14. Hy sê, want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Hulle het geen wet nie. Nou, sien jy wat eintlik gebeur het? Die heidene was beïnvloed deur die Joodse apostels om wel die wet vir hulle self te aanvaar. Die kerk het die wet tot so 'n mate aanvaar, dat hulle die hele vryspraak verdoezel het en glad nie kon verstaan wat aan die kruis van Golgotha gebeur het nie. Die mees basiese wat gebeur het aan die kruis, dat Jesus Christus ons sonde weggeneem het, in die diepte van die see gewerp het, en daar nooit aan sal dink nie, die kon die kerk nie verstaan nie. Hulle het geglo, jou sonde is weggeneem, maar jy moet ophou sondig. Ja, daar was geen moontlikheid dat die mens enige lewe kon leef uit homself uit nie. Daar was net lewe vir jou in dit wat aan die kruis gebeur het. Hy het jou sonde weggeneem, dit in die diepte van die see gewerp, en sal daar nooit weer aan dink nie. As ons net daardie begrip kon begryp in die vroeë eeue, dan sou die kerk heel anders gelyk het vandag. Maar tot vandag toe
word daar die realiteite verdoezel en word daar laste op mense se nekke geplaas, wat die ouens wat dit predik, self nie kan dra nie. Nou skryf Paulus in Romeine 10, hy skryf, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding, want Israel was God se uitverkore volk en hulle moes eerste tot hierdie redding kom, maar hulle kon dit nie verkry nie. Toe het Jesus Christus gekom en dit aan die heidene geskenk, sodat die heidene die Jode jaloers kan maak. Is ons al hierdie realiteite net beskou en absoluut net ter harte neem, dan maak hierdie vryspraak jou so vry, dat jy sal in 'n ewige dankbaarheid en 'n ewige lofprysing vir God ingaan, vir dit wat hy so vryelik aan ons kom skenk het, en absoluut net dit die genade van God in al hierdie realiteite bewys het, dat God 'n goeie God is, dat God 'n genadige en 'n liefdevolle God is, wat die mens nie wou laat verlore gaan nie. So dit is so belangrik om na hierdie werklikhede te kyk. Vers 2 sê, en ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Kan jy dink vir hoeveel jare gaan die kerk nou aan sonder kennis? Hulle preek net wat die vorige geslagte wou voorhou. 'n Totale onkunde. Daardie onkunde het gemaak dat die kerk tot soveel verskillende faksies verdeel is, terwyl dit net een liggaam is. Christus die hoof van die kerk en die mens die kerk, almal in hierdie een liggaam. Nie twee verskillende denkpatrone nie, absoluut in een heerlike wese, die liggaam van Christus, die liggaam wat absoluut in 'n volheid beweeg. Nou skryf hy dat dit is absoluut deur onkunde wat ons in daardie toestand beland het. Mense nooit die skrifte geken het nie, en veral wat jou in 'n onkunde gehou het, was die Ou Testament, want hy was op sulke karige beloftes gegrond. Maar hier kom die Nuwe Testament met heerlike beloftes. Hy skryf byvoorbeeld in 2 Korintiërs 1 vers 20, hy sê dit maak nie saak hoeveel beloftes van God daar is nie. In Christus is hulle almal ja en amen. Al die beloftes wat God van Genesis afgemaak het tot Openbaringe, is almal ja en amen in Christus. Dit is in daardie kennis wat ons moet beweeg. Daardie kennis dat God gekom het om 'n volk vir homself te skenk. Hy noem dit selfs 'n liggaam, 'n absolute liggaam, dat dit een liggaam is. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, deur ons verbondenheid met Christus, het ons nou een gees met God geword. Jy's absoluut in daardie volheid, in daai heerlikheid, in daai volmaaktheid. Dit wat die skrifte vir jou voorhou. Maar jou deel is om dit te glo en deur die geloof te lewe en toe te laat dat die geloofslewe jou hele realiteit op aarde in 'n heerlike werklikheid verander. Dit is so belangrik. Tot vandag toe sit Israel met die grootste probleme. Hoekom? Net 'n gebrek aan kennis. Net omdat hulle nie die Messias wou aanvaar toe hy gekom het nie. Maar dit is so jammerlik dat selfs die heidene toe meer oorgehel het na die Joodse geloof toe en nog tot vandag toe nie ten volle die heerlikheid van God wil aanvaar nie. Dit wat hy bereik het, nie dit wat jy moet bereik nie. Dit is so belangrik dat jy moet sien wat aan die kruis gebeur het. Hy het die mensdom, die sonde van die wêreld op homself geneem en hy het die wêreld uit die pad uitgeneem deur hulle te laat sterf aan die kruis. Hulle moet nog gebore word, maar toe is hulle reeds gesterf aan die kruis. Almal gesterf sodat 'n nuwe skepping
aan die kruis vervolmaak kon word. En daardie nuwe skepingsrealiteit het Christus vir ons gebring. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom is elkeen wat in Christus is 'n splinternuwe skepping. Jy is nou die tempel, soos hy in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, julle liggame is nou 'n tempel van die Heilige Gees en die Heilige Gees woon nou in jou. Dit is so belangrik, mense, om te sien dat jy is 'n entlike lewende tempel op hierdie aarde, waarin mense kan kom, waar mense hulle vryheid kan kom ondervind, en die werklike boodskap van jou kan hoor. Maar jy moet die kennis van die skrifte aanvaar. Gee alles wat jy het, maar kom in daardie kennis in, want dit bepaal jou ewige lewe. Dit verseker jou ewige lewe. Dit is dit wat jy moet bereik. Hoor weer die 3de vers van Romeine 10. Hy sê, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Tot vandag toe kan die kerk nie aanvaar dat elke mens geregtig is nie. En vir elke mens sê, hoor jy, jou sonde is vergewe, dis in die diepte van die see gewerp, jy is so geregtig, so heilig, as wat jy moontlik kan wees, as jy net aanvaar wat Jesus Christus vir jou bereik het. Die regverdige sal nou deur die geloof lewe. Sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Jy kan net God behaag as jy aan hom glo. As jy glo dit wat hy vir jou gedoen het. En dit is so eenvoudig. As jy daaraan dink, iemand tot geloof te bring, iemand te sê wie hy werklik is, dat sy identiteit is aan die kruis vir hom geskenk. Dat hy absoluut in daardie realiteit, hierdie heerlikheid wat vir ons gekom het, vir jou alles word, dat jy nooit weer die natuurlike as 'n rykdom of 'n waarde of 'n iets wat jou sekuriteit kan bied, sal beskou nie, maar dat jy absoluut die geestelike sal sien as 'n rykdom. Dit wat Christus aan die kruis vir ons gebring het. Luister net na 1 Korintiërs 1 vers 4. Hy sê, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dis vrylik aan jou gegee. Die genade van God vrylik aan jou gegee. Hy sê dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, in elke woord en elke kennis. Kan jy dink dat hierdie kennis is vrylik vir jou beskikbaar? Ons bedien dit al vir jare. Mense word so teen die vryspraak gemobiliseer, dat hulle dit nie kan glo nie, terwyl dit die sleutels tot die heerlikheid van God is. In Lukas 11 vers 45, dit was basies wat die skrif noem, die fariseërs en skrifgeleerdes, maar die predikers van vandag, wat die sleutels van die heerlikheid weghou van die mense af van die vryspraak. Ons staan voor die eindtye, mense nou tot hierdie heerlike kennis kom. Ek lees weer vir u van vers 5 af, in die 1 Korintiërs 1. Hy sê, dat julle in alle opsigte in Jesus ryk gemaak is, in elke woord en in alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, dat hy namens jou gesterf het, dat hy jou dood gesterf het, sodat jy uit die pad uit is. Deur sy verdienste het hy jou nou verheerlik met 'n heerlike kennis en vir 'n volle rykdom, wat jy absoluut net kan verkry deur die skrifte, deur die prediking van die evangelie, die rykdom wat vir jou gekom het. As jy nie daardie eerste koms van Christus na die aarde toe ontdek nie, kom sien wat hy vir jou gedoen het, dat hy persoonlik in jou belang gestel het. Hy het jou geken voor die grondlegging van die aarde.
Jy kan dit lees in Psalm 139. Jou hele lewensiklus was by hom bekend gewees. En daardie hele siklus het hy aan die kruishout kom afhandel, sodat jy in 'n nuwe realiteit kan staan. Dit wat 'n geskenk van God is aan jou, 'n ewige verlossing, 'n ewige heerlikheid, 'n ewige werklikheid, 'n gewaarborgde werklikheid. Dis alles realiteite wat so belangrik is, mense. Ons kan nie toelaat dat ons nie by hierdie heerlikheid uitkom nie. Hy het al die tyd beloof, hy sal die mens kom red. Luister nou net hoe beskryf hy hierdie belofte en waarborg dit. Dit is Hebreërs 6 vers 17. Hy sê daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, dit wat hy van die begin af beloof het vir die mens, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onverganklikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Kan jy dink dat hierdie groot God jou tot so 'n mate wil verseker, dat hy selfs met 'n eed vir jou waarborg, dat al hierdie realiteite wat hy vir jou verdien het aan die kruis, 'n werklikheid is, en dat jy absoluut in daardie volheid kan staan. Ek wil sommer vir ons weer nog 'n skrifgie lees, laat ons net verstaan, dit is absoluut so groot, hierdie werklikhede. Luister net na Hebreërs 12, en ek lees van vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges. Daardie volmaakte regverdigheid het jy net in Jesus Christus gekry. Jy kon dit op geen ander manier verkry nie. Hebreërs 11 van vers 38 af. Praat hy van die Christene wat deur hierdie roekelose wêreld moes gaan. Hy sê die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en spilonke en skeure in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie. Dis nou in die Ou Testament. Omdat God iets beters oor ons beskik het in die Nuwe Testament, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. En dit is alles wat hy vir jou bereik het aan die kruis, 'n volmaaktheid wat hy vir jou bereik het, dat jy nou daarin kan beweeg, en dat jy versigtig moet wees as jy 'n bedienaar van die woord is, om nie die sleutels van hierdie groot heerlikheid van die gemeentes kan weghou nie, maar absoluut vir hulle die werklikheid kan voorhou, dit wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha verdien het. Voluit die heerlikheid wat vir ons gekom het, wat 'n vrye gawe is, die genade van God, wat Jesus Christus self was, en hy het in jou kom woon, so dat jou heerlikheid absoluut 'n gewaarborgde heerlikheid kan wees. Prys sy groot naam vir so 'n groot evangelie. Amen. I'm found was blind, but now